Ek gaan die skyfies na die tyd op die gemeentegroep plaas, dan kan u daarna kyk, dan gaan ons vanaand net so uit die hart uitpreek en u hoef dan nou nie daar te kyk nie, ek gaan nie sukkel met dit nou nie. Ons lees saam uit Hebreërs hoofstuk 7, Hebreërs die 7de hoofstuk. Dit is 'n redelike lang hoofstuk, ons gaan ook nou nie heeltemal so lank nie, 28 verse, ons lees al 28 verse saam. Nou vanmôre is hoofstuk 6 afgesluit met die woorde vers 20, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem. Dit beteken koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aardsvader, 'n 10de van die buit gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk 10des te neem, dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham 10des geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. Kan u sien dat hy Melchisedek eintlik dan nou bo Abraham stel, dat Melchisedek die meerdere was en Abraham die mindere, terwyl die volk dit nou nie lekker kon verstaan nie. En hier neem wel sterflike mense 10des, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat 10des ontvang, deur Abraham 10des gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet, omdat hy met die oog op hierdie dinge gesê word, aan die ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want dit is volkome duidelik, dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker as dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek, een wat dit geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe, want hy getuig, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy met eedswering deur die een wat vir hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om te bly, maar hy
omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondesoffers te bring, en dan vir die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het, want die wet stel as hoëpriesters aan, mense met swakhede, maar die woord van eedswering, wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. Wat 'n aangrypende gedeelte in die woord van die Here, mag die Here ook in hierdie aand die oordeenking daarvan aan ons harte seën. So die tema is maar net weer vanaand Jesus teenoor Melchisedek, en ek besef ons het by die vorige boodskap toe ons in Hebreërs 5 oor Melchisedek begin praat het, redelik baie oor hom gesê, en ek moet bieg dat ek in hierdie week terwyl ek voorberei het, sterk in die versoeking was om te sê, ek dink ons het genoeg oor Melchisedek gesê, maar dan laat ons eintlik Hebreërs 7 uit, en in 'n reeks wat 'n mens deur 'n boek preek, dink ek as hoofstuk 5 en hoofstuk 7 van hom praat, dan moet ons ook maar vanaand weer 'n keer by Melchisedek en Jesus net stil staan. So ons het in Hebreërs 5 kennis gemaak met hierdie misterieuse figuur, koning, priester, wat in die Ou Testament in Abraham se tyd op die toneel verskyn het, en wat ons dan in Hebreërs 7 het, is 'n uitgebreide verduideliking van Melchisedek en hoe hy vorentoe gewys het na die groot hoëpriester, die Here Jesus. In hoofstuk 6 was daar 2 baie belangrike gedagtes wat ek net bietjie weer wil saamvat ter inleiding vanaand. En die eerste baie belangrike gedagte in Hebreërs 6 is dat ons nie oor en oor en oor gered kan word nie. Jy word eenmaal gered en jy kan nie weer gered word nie. Dis die gedagte eintlik in die eerste deel van Hebreërs 6 en ons het verlede Sondag aand het ons daarby stil gestaan. En dan vanoggend se boodskap is ons ewige sekuriteit wat ons in Christus het. So in Christus kan 'n mens kom tot die volkome sekerheid van jou saligheid. Want ons het hierdie wonderlike sekuriteit wat God met 'n belofte aan ons gewaarborg het en wat hy ook met 'n eed dit kom vasmaak het, nê? In Abraham en al die nasies wat in Abraham geseën word. So op hierdie 2 onveranderlike dinge, die belofte van God en die eed waarmee hy dit bevestig het, kan ons sekerheid bou. Het jy al agtergekom? As iemand worstel met sekerheid van saligheid, dan is daar 'n maklike toets wat jy in daai persoon se lewe kan aanlê. En jy kan vir die persoon vra, vertel vir my, waarom worstel jy? Waarom het jy 'n stryd om sekerheid van jou saligheid te kry? En dan sal mense, ek wil amper sê 10 uit 10 keer vir jou sê, ek het die Here teleurgestel, of ek het dit verkeerd gedoen, of ek het dat verkeerd gedoen. En dan weet jy onmiddellik dat daardie persoon bou die sekerheid van sy saligheid op wat hy of sy doen. En ons kan nie, want ons bly feilbare mense. Ons bly mense wat 'n stryd teen die sonde aangesê het die dag toe die Here ons gered het, maar wat nog steeds in swakheid kan sondig. In die oomblik as jy jou sekerheid wil bou op jou eie pogings en hoe jy die Here teleurstel en hoe jy nie die mas opkom geestelik nie, dan is jou hele sekerheid daarmee heen. Maar is baie duidelik uit vanmôre se gedeelte dat die sekerheid van saligheid
is in Christus en in dit wat hy gedoen het aan die kruis. Dis daarin geleë en dis daarop wat 'n mens jou sekerheid moet bou. Daar was 'n Nederlandse teoloog met die van Kolbroek en hy het so geworstel met sekerheid. Selfs na hy tot geloof gekom het, kon hy net nie sekerheid van saligheid kry nie. Dan die een dag is hy daar bo en dan voel hy baie goed en hy voel nee, die saak is reg en dan stel hy die Here teleur en dan is sy hele ou kaartehuisie weer in mekaar en dan twyfel hy weer, was my redding eg? Is ek werklik met die Here deur? En hy het Bybelstudie gedoen een dag en in die Bybelstudie het hy daar gedagte vir hom uit die woord uit lewende geraak, waar het vir hom amper asof die Here vir hom uit die woord uitgevra het, maar Kolbroek, is dit wat my seun vir jou gedoen het vir jou genoeg? En toe antwoord hy, ja Here, dit wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het, is vir my genoeg. En toe sê die Here vir hom, maar dan is jou saligheid eg. En dan hoef jy nie verder daaroor te twyfel nie. En daardie wete het vir hom die sekerheid gegee. So ons het hierdie wonderlike anker vir ons siele, wat tot in die heiligdom waar Jesus is, vas is, en niks kan jou saligheid beroof as jy waarlik in Christus is nie. En gaan lees 'n bietjie weer Paulus se briewe en hoe hy praat van om in Christus te wees. Dis soos die Engelse sê, die bottom line, om in Christus te wees, en dan het jy die sekerheid dat Christus. Nou, vanaand gaan ons dan nou bietjie deur hoofstuk 7 blaai, en ons gaan die woord van die Here aan u bedien uit hoofstuk 7, die opskrifie van die vertalers, die priesterskap van Melchisedek, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. En daar is 3 perspektiewe waarna ons gaan kyk wat die Hebreërskrywer vir ons gee. Die eerste perspektief is 'n historiese perspektief. Hy kyk na die historiese figuur van Melchisedek en hy trek die lyn deur na Christus toe. So dis die eerste perspektief, is 'n historiese perspektief. Dan die tweede perspektief waarna hy in hierdie hoofstuk kyk, is 'n geestelike perspektief. Hy kyk na hierdie saak vanuit 'n geestelike hoek. En die derde is dan 'n praktiese perspektief. Wat beteken dit in die praktyk vir u en vir my, daar waar ons elke dag moet lewe? So u verstaan die 3 perspektiewe vanaand, histories, geestelik, eintlik kan jy ook seker sê teologies, en dan prakties. Dis die 3 gedagtes waarna ons vanaand kyk. En elkeen van hierdie gedagtes word bietjie uitgebou met 'n paar onderpunte. So ek gaan my bes doen terwyl ons nou nie 'n presentation voor ons het nie. Ek sal dit wel vanaand vir u op die groepie plaas, dat u my mooi kan volg. So as ons kyk na 'n historiese perspektief, dan begin hy by die persoon van Melchisedek. Hy gaan terug na wie was hierdie Melchisedek, die persoon van Melchisedek. En hier is 'n paar gedagtes. Wie hy was, wat hy gedoen het, waar hy vandaan kom, en ja, dit is die 3 gedagtes waarna ons gaan kyk. In die eerste plek, wie was Melchisedek? En ons het dit in die vorige boodskap, het ons dit behandel, so verdra my asseblief as ons nou weer daarna kyk, dis terwille van volledigheid van die reeks, en om ook hoofstuk 7 met u te behandel. Wie was Melchisedek? Vers 1 en 2. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit beteken koning van vrede. So Melchisedek was
priester en koning, en sy koningskap word verder verduidelik. Hy was die koning van geregtigheid en die koning van vrede. Uit die bloute uit. In Genesis ontmoet ons hierdie misterieuse figuur, en dan leer die Hebreërskrywer vir ons, wie was hy? Nou, hier is 'n aantal dinge wat ons aandag vra oor hierdie baie misterieuse figuur wat in die Ou Testament opgeduik het. En die eerste is, ons het daarna gekyk, hy het gelewe in die tyd van Abraham. Lang voordat God die tabernakel met al sy meublement en die bediening van die tabernakel en die priesters wat uit Aaron gekom het, lang voordat hulle bestaan het. En in Genesis 14, vers 17 tot 24 kan u weer bietjie oor Melchisedek gaan lees. Nou, die geskiedenis is dat Abraham het opgetrek teen Kedarlaomer om vir Lot te gaan bevry. Dis die konteks van hierdie gedeelte. En hy het 'n magnifieke oorwinning behaal oor Kedarlaomer. En toe hy terugkom in Salem, dis nou die ou naam vir Jerusalem, stad van vrede, kom Melchisedek, die koning-priester van Salem, hom tegemoet. En gee hy wat Abraham is, vir Melchisedek 1/10 van alles. Nou, u het nou opgelet hoe die Hebreërskrywer eintlik die kontras oor die hele ding van tiendes vir ons hier kom wys. En absoluut wonderlik. Nou ja, die koning van Salem, koning van vrede en ook die koning van geregtigheid. 'n duidelike heenwysing na Jesus Christus. En 'n mens wil die vraag vra, kan die koningskap van Christus, wat hy nou reeds is, hy is nou reeds die koning, hy het nog net nie sy koninkryk kom vestig op aarde nie, maar hy is die koning, kan dit beter beskrywe word as deur hierdie voorbeeld van Melchisedek in Genesis 14. Ek dink nie so nie. In die tweede plek, wat het hy gedoen? So ons kyk nou na die historiese perspektief, ons kyk na die persoon van Melchisedek, ons het gesien wie was hy? Die tweede is, wat het hy gedoen? Want hierdie Melchisedek, as koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de gegee het. Hierdie priester van God, die Allerhoogste, wat deur God self aangestel is, deur eedswering, dit kom baie duidelik in hoofstuk 7 voor, van wie ons bykans niks weet nie, kom Abraham tegemoet, en hy seën vir Abraham, en Abraham betaal die 10des aan hom oor. En dit wys so mooi, betekenisvol, hoe ook die priesterskap van ons Here Jesus, en hoe ons alles aan hom moet gee, hier na vorentoe kom. Waar kom hy vandaan? Ons het laas keer ook hierna gekyk, so ek gaan wat die historiese perspektief betref, nie te lank stil staan by die gedagtes, net so eintlik bietjie om dit weer vas te maak. Skryf, terwyl die Hebreërskrywer hierdie brief skryf, en nou moet hy hierdie inligting aan hulle kom deurgee, en hy moet hierdie lering met hulle kom behandel. En in hulle raamwerk was daar niemand groter as Abraham nie. Maar nou kom hy en hy sê, nou word daar sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En net om te kom wys dat Christus is by uitstek die meerdere. Hy's groter as almal, belangriker as almal. Sy verlossing is 'n ewige verlossing en 'n volkome verlossing, sê die Hebreërskrywer telke male. En so kon die Hebreërs, aan wie hierdie brief geskryf is, dan nou agterkom dat Melchisedek 'n tipe van die Here Jesus was. Eintlik net weer 'n kort samevatting
in 'n historiese perspektief, wie was Melchisedek en wat het hy gedoen? Dit bring ons by die geestelike perspektief. Nou, hier kom die Hebreërskrywer en hy kom raak vir ons dieptes aan in hierdie aand. Beide die priesterskap en die wet van die Israeliete in die Ou Testament was onvolkome. Daar staan in vers 11, as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, Aaron en sy seuns. En dan sal jy sien is daar 2 aandagstreepies. Hy onderbreek homself met 'n parentese en hy kom gee net so ietsie anders daar. Hy sê, as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, kom ons lees net na die aandagstrepe, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek? Nou kom ons lees nou wat staan tussen die aandagstrepe. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, en dan gaan hy aan, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek? En dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Hoekom is Jesus nie priester volgens die orde van Aaron nie? En dan sou die priesterskap weer oorgegaan het op iemand anders. Kyk wat sê hy in vers 12. Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van die wet. Vers 13, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie, die stam van Juda. Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het, die koninklike stam waar Dawid uitgekom het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses, die vader van die ou verbond, niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek. Weet jy wat? As daar nie 'n Melchisedek in die Ou Testament was nie, sou geen Jood tot bekering gekom het. En dan sou hulle gesê het, wie is hierdie Jesus? Hoe kan hy die priester wees? Maar omdat daar 'n Melchisedek was, priester van God en koning van geregtigheid en vrede, kan dit nou deurgetrek word na ons Here Jesus toe. Daai woordjie in vers 11, as daar dan volkomenheid deur die Ou Testament, die Levitiese priesterskap was, is 'n sleutelwoord in die verstaan van hierdie hele gedagte. Daar was nie volkomenheid in die Ou Testament nie, want elke offer het vorentoe gewys na die finale offer toe. Geen offer, geen priester in die Ou Testament het volkome saligheid bewerkstellig nie. Dis die sleutelwoord. En dit beteken, daardie woordjie in die Grieks beteken om te vervul of om te voltooi. So wat het Jesus kom doen? Hy het vervul. Onthou jy, hy sê in die bergpredikasie, ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, op die dag van sy toorn. Hy sal strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Hoe wonderlik in Psalm 110 maak God reeds die uitspraak dat Christus priester sal wees volgens die orde van Melchisedek. So as ons dink aan die Levitiese priesters en ons dink aan die priesterskap van Christus, wat kan ons sê? Wat 'n verskil. Al wat ons kan sê, wat 'n verskil. Aan die een kant 'n priesterdom uit Aaron wat een na die ander gesterf het en dan is daar weer 'n nuwe geslag en dan sterf hulle en dan is daar 'n nuwe geslag en so het dit aangegaan tot op Christus.
En hy het gesterf. Maar hy het opgestaan. En nou het hy 'n priesterskap vir ewig. Volgens die orde van Melchisedek, uit die beloftes wat in die Ou Testament reeds gemaak is. Aangrypend, né? Absoluut wonderlik. Ons het vanmôre gehoor in terme van ons sekuriteit, dat God aan Abraham 'n belofte gemaak het en dit met 'n eed gesweer het, en dat die Hebreërskrywer vanmôre in hoofstuk 6 vir ons sê, uit hierdie twee onveranderlike dinge het ons 'n sekuriteit wat nie kan wankel nie, né? Dit is vas, 'n anker vir ons siele wat tot in die hemel vas is, waar Christus as hoëpriester vir ons intree. Die beste sekuriteit wat jy op aarde kan hê. En nou het ons weer hier in hoofstuk 7 met 'n eed te doen, en ons het in Psalm 110 vers 4 gelees. Die Here het 'n eed gesweer, u is priester ewig, volgens die orde van Melchisedek. Dit kon nie van Dawid gepraat het nie, dis onmoontlik. Dawid kan nie priester vir ewig wees nie. Hy het ook gesterf, en Dawid was nie priester nie, hy was net koning. Melchisedek was koning, priester, en Jesus is koning, priester. Koning van geregtigheid, koning van vrede, die ewige, groot, volmaakte, barmhartige, getroue, hoëpriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. En ek wil net weer 'n gedagte in die middel hê, God se eed kan nie gebreek word nie. Dis 'n tweede eed waarvan ons hier vanoggend met 'n eed te doen gehad, en nou weer met 'n eed. Vers 20 staan daar, vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword. Dis nou Aaron en sy seuns, deur voortplanting, van geslag tot geslag. Maar hy, met eedswering, deur die een wat vir hom gesê het, die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. Hy sal nie omdraai nie, hy sal nie sy plan verander nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Die waarborg, die woord wat hier gebruik word. Geen aardse priester was ooit georden op grond van 'n eed wat God gesweer het, behalwe Melchisedek, die voorloper, en hy was nie priester ewig nie, maar dan Christus volgens die orde van Melchisedek ewig met eedswering. Wat vir die Ou Testamentiese priesters belangrik was, is dat hulle uit die regte familie uitkom. So kan ons trotse Afrikaners ook dikwels voel, ons kom uit die regte familie uit, nee, ons het die regte stamboom. Ons ouers kom van die regte lande af. Ons het 'n trotse geskiedenis en wat ook al. So was dit ook met Aaron en sy seuns. En dat hulle volgens die regte gebruike wat in Levitikus 21 vers 16 tot 24 vir ons opgeteken is, georden is en die Here gedien het. Christus, heeltemal anders. Hy besit 'n hemelse priesterskap, wat hy ontvang het volgens die eed wat God gesweer het. Dis 'n onberoulike eed, dit kan nie teruggetrek word nie. En op grond van sy volbragte kruiswerk, sy volmaakte kruiswerk, dit wat hy gedoen het, saam met dit die opstanding, want sy kruiswerk sonder die opstanding is nie sy volbragte kruiswerk nie. Dit sluit altyd die opstanding in. So die eed wat God gesweer het, maak die priesterskap van Christus uitstaande. Kyk wat sê vers 23. Hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om te bly. Dis ons almal se probleem. Elke mens op aarde se probleem. Ons word deur die dood verhinder om te bly. Christus het die dood oorwin. Vers 24, maar hy, omdat hy ewig
bly besit 'n priesterskap, hoor baie mooi, wat nie op 'n ander oorgaan nie. Elke mens wat hom vanaand 'n priester noem, dwaal. Want Christus is die laaste priester. Hier sê die Bybel uitdruklik, hy besit 'n priesterskap wat nie op enige iemand anders oorgaan nie. Hy is die finale priester. Daarom kan hy ook, hoor wat sê hierdie vers 25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Ek dink ons het die vorige boodskap, het ons dit redelik behandel. Kom ons kyk in die laaste plek in baie kort na die praktiese perspektief. In die praktyk, wat beteken alles wat ons nou oor Jesus geleer het? Sy priesterskap, sy ewige priesterskap, volgens die orde van Melchisedek. Ek hoop jy almal verstaan Melchisedek nou 'n bietjie beter nog. En die priesterskap van Jesus volgens sy orde. Wat beteken dit in die praktyk vir ons? Vers 26. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Dit is wonderlik om te kan sê, hy is ons ewige hoëpriester. Dis gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaar is. En wat hoër as die hemele geword het. En dink nou terug aan die Hebreërs skrywer. Hoe begin hy en hy sê Jesus is verhewe bo die engele. Jesus is verhewe bo Moses. Jesus is verhewe bo Aaron. Jesus is selfs verhewe bo Abraham. En hier kom hy en hy sê wat hoër as die hemele geword het. Hy is die hoogste, hy bekleed die hoogste posisie. Hy is die belangrikste persoon in die heelal. Hy is die enigste saligmaker, die enigste verlosser. Vers 27, hoor net hier, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk, elke dag nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. En wat het Jesus uitgeroep aan die kruis, die laaste woorde? Dit is volbring. Wat beteken dit? Die prys vir die sonde van die mens is volkome betaal. Daar hoef niks bygedoen te word om vir 'n mens se sonde te boet nie. Niks. En ek hoef nie te probeer om iets by te doen om die Here te beïndruk. Al wat ons moet doen is om te aanvaar dat Jesus volkome saligheid vir ons bewerkstellig het. En dan in geloof met jou sonde na hom toe te vlug. En in vertroue dat hy alleen jou kan reinig. En om te vra, Here red my, reinig my. Dit gaan my verstand te bowe, dat daar mense is, kerkmense, goeie mense, wat dink dat hulle nie die verlossing van Jesus nodig het nie. Dat hulle kerklike opvoeding goed genoeg is, dat hulle goeie pogings goed genoeg is. Hoor vanaand baie mooi, niks wat u of ek kan doen of gedoen het, of ons opvoeding of ons kerklidmaatskap, niks van hierdie goed kan 'n mens red nie. Net Christus alleen. Dis ontsettend belangrik. En ek bid so dat daar mense is wat nog dink dat dit is my kerklidmaatskap, dis my opvoeding, dis die ouerhuis waarin ek groot geword het, of wat ook al van hierdie dinge, dat die Here daai fondamente sal laat verkrummel onder jou.
En dat jy aan die einde van jouself sal kom en dat jy tot die besef sal kom, ek het ook Jesus nodig. Ek het ook die verlossing wat hy aan die kruis uitgewerk het. Dit het ek ook nodig. Dit is so ontsettend belangrik, want anders beteken dit jy gaan op 'n vals fundament sterf. En dan gaan jy, omdat jy gedink het jy was goed genoeg, jou oë in die hel oopmaak. Dis net Jesus en die prys wat hy betaal het, wat goed genoeg is. En ek sal hierdie boodskap, solank ek lewe, met passie verkondig, sodat mense net tot die besef kan kom. Dis nie my werke nie, dis nie my pogings nie, dis nie my opvoeding nie, dis nie wie ek is nie. Dis nie die familie waaruit ek kom nie. Dis Jesus. Hy alleen is goed genoeg. Hy het eenmal die volmaakte offer gebring. Hy het homself geoffer. Vers 28 sê, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Wat hou die priesterskap van Jesus vir ons in? Die feit dat hy in al ons geestelike behoeftes volmaak voorsien. Die feit dat hy 'n volmaakte redding vir ons bewerkstellig het. Die feit dat hy jou volkome kan red as jy met jou sonde na hom toe vlug in geloof en hom jou vertroue in hom stel om jou uit genade te red. Beteken jy het net hom nodig. Hy's die antwoord. Die enigste antwoord. Daar's nie 'n ander antwoord nie. Die kerk het nie 'n ander boodskap nie. Die kerk is nie geroep om 'n social gospel, 'n sosiale evangelie van menslike opheffing en wat dit ook al is te verkondig nie. Die kerk is geroep om te verkondig Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy kan red. Ek voel so jammer vir mense wat nie tot die besef kom van wie Jesus is, van wat hy vir jou gedoen het en wat hy nou vir jou wil doen nie. My hart breek as ek aan sulke mense dink en daar's so baie van hulle. So 'n hoëpriester is vir ons gepas. Ek bid dat die Here hierdie boodskap oor Jesus en Melchisedek, historiese perspektief, geestelike perspektief en ook dit wat dit in die praktyk vir ons beteken, sal gebruik om kragtig in lewens te werk en mense tot berou te bring oor hulle sonde en dat mense na Jesus toe sal vlug en sal sê, hier is ek, Here. En ek wil vanaand vir u vra, as daar die kleinste greintjie twyfel in u hart is oor of u waarlik gered is, wil u my nie asseblief kontak. Ons kan reël dat die evangelisasiespan vir u kom kuier en die evangelie baie mooi en baie prakties met u deel. Ek kan self kom as u wil. Dit is so belangrik dat elkeen van ons absoluut sekerheid sal hê. Ek is waarlik 'n kind van die Here. Christus is my hoëpriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Terwyl ons hoofde gebuig en ons oë gesluit is, wil ek vanaand vra of daar miskien enige iemand is wat sê ek worstel nou al baie lank met onsekerheid. Ek het nie sekerheid in my hart of ek waarlik gered is nie. Dan wil ek graag in my slotgebed vir jou bid. Is daar miskien so iemand? Steek jou hand op, laat sak dit vinnig en ek bid vir jou in die slotgebed. Enige iemand. Baie dankie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n persoon wat reageer en wat sê,
Ek wil graag hê dat Jesus vir my 'n werklikheid moet word. Ek wil die sekerheid in my hart hê dat ek sy kind is. Sal u 'n wonderlike ontmoeting met hierdie persoon en persone moontlik bewerkstellig. Baie, baie dankie Here vir wat u vir ons gedoen het. Baie dankie vir wie u is. Dankie vir hierdie skildery in Hebreërs 7. Ek wonder as 'n mens 'n skildery hiervan kon maak. Wat 'n wonderlike skildery dit sal wees. Om dit wat hier staan op 'n doek uit te beeld. En Here, ons wil bid dat u sal voortgaan om in die lewens van kosbare siele te werk. Ons bid dat die Heilige Gees in ons land en in die wêreld sal voortgaan met die kragtige oortuigingswerk. Here, ons besef ons leef in die tyd van die groot afval. Ons besef ons leef in die tyd waarin mense openlik die rug op u gekeer het. Waarin mense baie astrant vol bravade dit uitbasuin. Nee, ek is 'n ateïs of ek is 'n agnostikus of ek is 'n dit of ek is 'n dat en ek glo nie in Jesus nie. O Here Jesus, as mense u mis, dan mis hulle die ewige lewe. Dan gaan hulle oë in die hel oopmaak. En hulle gaan vir die ewigheid uitroep, waarom het ek my nie bekeer toe ek die geleentheid gehad het nie. Daarom wil ons as 'n groep kinders van die Here vanaand met die erns van ons siele bid vir elkeen wat vasgevang is in die kloue van die mensemoordenaar. Ruk hulle uit die soos brandhout uit die vuur, Here. Vervul ons as gemeente met u Heilige Gees, sodat ons in die krag van u Gees hierdie wonderlike boodskap, die evangelie van Jesus Christus na 'n verlore wêreld toe kan neem. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van ons Here Jesus, ons verlosser, ons groot hoëpriester, ons ewige hoëpriester, met danksegging. Amen.